Ons gaan verder met ons prediking uit Genesis. Ek wil twee goed sê voordat ons saam lees. U kan blaai na Genesis 24. Dis altyd goed om die Bybel saam te bring, alhoewel ons die woorde hier voorop sit, is dit ons goed om jou Bybel saam te dra, maar dit is net gemaklik as 'n mens hier kan lees. Nou Genesis 24 gaan ons vanoggend klaar maak. En die twee goed wat ek wil sê is dit. Ek is redelik gestel daarop om vers vir vers deur die Bybel te preek. Julle weet dit. Dis hoekom ons nou na bykans 2 jaar eers by hoofstuk 24 van Genesis is en nie by Maleagi of Matteus al nie. Maar julle gaan agterkom selfs wanneer ons lees, daar is herhalings wat voorkom in ons gedeelte, waar die dienaar sekere herhalings doen van wat hy al reeds byvoorbeeld vir Rebekka gesê het. Dan kom sê hy dit nou vir die mense in die huis. So moet my nou nie vanoggend veroordeel as ek nie letterlik elke versie gaan noem nie. Ons gaan bykans almal doen, maar baie vlugtig, want dis 'n redelike lang gedeelte. Tweede ding wat ek wil noem is, moenie moedeloos word nie. Dis 'n lang gedeelte, maar ons gaan baie vlugtig daaroor kyk, want die gedagte is eintlik baie eenvoudig. So daar is ook nie hoofpunte nie, maar daar is 'n kosbare gedagte. Nie net rakende die huwelik nie, maar ook rakende die evangelie, wanneer ons lees. So kom ons lees Genesis 24, vers 28, is waar ons gaan begin. Ons het by vers 27 verlede week klaargemaak. Ons lees vanoggend vers 28 en verder tot aan die einde van die hoofstuk, dis vers 67. Kom ons lees vers 28. In die ou Afrikaanse vertaling klink dit so. Daarna het die dogter, dis nou Rebekka, geloop en in die huis van haar moeder vertel wat daar gebeur het. En Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban. En Laban het uitgeloop na die man buite by die fontein. Want toe hy die ring en die armbande aan die hande van sy suster sien en die woorde van sy suster Rebekka hoor, naamlik, so het die man met my gespreek, het hy na die man gegaan terwyl hy nog daar staan by die kamele by die fontein en gesê: Kom in, geseënde van die Here. Waarom staan jy buitekant terwyl ek die huis reggemaak het en ook plek vir die kamele? En die man het in die huis ingekom. Die kamele is afgesaal en vir die kamele is strooi en voer gegee en water om sy voete te was en die voete van die manne wat by hom was. Daarop het hulle ete voor hom neergesit, maar hy het gesê: Ek sal nie eet voordat ek my saak voorgedra het nie. En hy antwoord: Spreek maar. Toe sê hy: Ek is die dienaar van Abraham. En die Here het my hier baie geseën, sodat hy groot geword het, en aan hom kleinvee en beeste, silwer en goud, slawe en slavinne en kamele en esels gegee. En Sara, die vrou van my Heer, het vir my Heer 'n seun gebaar, nadat sy al oud was, en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit. En my Heer het my laat sweer en gesê: Jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete, in wie se land ek woon nie, maar jy moet gaan na die huis van my vader en na die geslag en na my geslag verskondig en vir my seun 'n vrou gaan haal. Toe het ek aan my Heer gesê: Miskien sal die vrou nie my volg nie, maar hy het my geantwoord: Die Here voor wie se aangesig ek gewandel het, sal sy engel met jou saamstuur en hy sal jou weg voorspoedig maak, sodat jy vir my seun 'n vrou uit my geslag en uit die huis van my vader kan gaan haal. Dan sal jy ontslae wees van die eed aan my, as jy by my geslag kom en hulle haar aan jou nie wil gee nie, dan is jy ontslae van die eed aan my. Toe het ek vandag by die fontein gekom en gesê: Here, God van Abraham, my Heer, as u dan my weg waar ek op gaan voorspoedig wil maak. Ek staan hier by die fontein, laat dit tog nou gebeur. Die jong meisie wat uitkom om te skep en aan wie ek sal sê: Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink, en wat my sal antwoord: Drink u self, en ook vir u kamele sal ek skep. Sy is die vrou wat die Here vir die seun van my Heer bestem het. Ek het nog nie klaar in my hart gespreek nie, of daar het Rebekka uitgekom met haar kruik op die skouer, na die fontein afgedaal en geskep. En ek het toe vir haar gesê: Laat my tog drink. En sy het dadelik haar kruik van haar laat afsak en gesê: Drink, en ek sal die kamele ook laat drink. Ek het gedrink, en sy het ook die kamele laat drink. Toe vra ek haar en sê: Wie se dogter is jy? En sy antwoord: Die dogter van Betuel,
die seun van Nahor, wat Milka vir hom gebaar het. Daarop het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar hande. En ek het my in aanbidding neergebuig voor die Here en die Here geloof, die God van Abraham, my Heer, wat my op die regte weg gelei het om die dogter van my Heer se broer vir sy seun te gaan haal. As julle dan nou guns en trou aan my Heer wil bewys, sê dit vir my. En so nie, sê dit vir my, dat ek regs of links kan gaan. Toe antwoord Laban in Bethuel en sê, van die Here kom die saak. Ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie. Daar staan Rebekka voor jou. Neem haar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou Heer, soos die Here gespreek het. Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor die Here neergebuig na die aarde toe. Daarna het die dienaar silwer en goue goed en klere uitgehaal en dit aan Rebekka gegee en ook aan haar broer en haar moeder en hy het kosbare geskenke gegee, verskoon tog. En hulle het geëet en gedrink, hy en die manne wat by hom was, en die nag oorgebly. Toe hulle die môre vroeg opgestaan het, sê hy, laat my trek na my Heer. Maar haar broer en haar moeder sê, laat die dogter nog 'n dag of 10 by ons bly, daarna kan julle heen gaan. Maar hy antwoord hulle, moet my nie ophou nie, aangesien die Here my weg voorspoedig gemaak het. Laat my trek, dat ek na my Heer kan gaan. Toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haar self vra. En hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ja. Daarop het hulle Rebekka, hulle suster, en haar oppasser laat trek, saam met die dienaar van Abraham en sy manne. En hulle het Rebekka geseën en aan haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word, en mag jou nageslag die poort van sy vyande in besit neem. Toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak, en op die kamele weggery, en die man gevolg. So het die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. En Isak het uit die rigting van die put Lagai Roi gekom, want hy het gaan woon in die Suidland. En Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Rebekka het ook haar oë opgeslaan en Isak gesien. Toe het sy van die kameel afgegly en aan haar dienaar gesê, watter man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het. En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy het sy vrou geword. En hy het haar lief gehad. So is Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Dis 'n langerige gedeelte, maar ons het nodig om die Here se wysheid te hê om dit reg te verstaan. Kom ons bid saam. Ek gaan vra dat die manne staan, dan nader ons tot die troon van genade. Here, ons wil vanoggend U naam prys. Ons het liedere saam gesing. Dit doen ons harte goed. Nie omdat dit gaan oor ons nie. Aanbidding gaan nie, moenie vir ons lekker wees nie. Dit moet vir U aanvaarbaar wees. En om U te prys is die rede waarom ons geskape is. Wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid. Ons wil saam met Jesaja sê, ek sal die goedertierenhede van die Here prys, die roemryke dade van die Here, ooreenkomstig alles wat die Here aan ons bewys het. As ons vanoggend hierdie gedeelte bestudeer, is my gebed, Vader, dat U ons goeie guns sal gee, dat ons vlugtig hierdeur sal werk, maar dit sal verstaan. Ons wil nie afbreek doen aan die waarde, die gewig van hierdie waarhede nie. Maar ons wil vra dat U self vir ons sal kom leer. Bo alles bid ek, gee vir ons 'n gewillige gehoorsaamheid. Dat ons die dinge wat ons van U hoor, nie net vandag sal gehoorsaam nie, maar dat ons reg deur ons lewe in gehoorsaamheid daaraan sal wandel. Nie gedwing deur verpligting nie, maar gewillig deur die Gees, U Gees, wat in ons werk. Dankie vir die geleentheid. Seën ons saam, ook wanneer ons na die tyd saam kuier, selfs met die informele gesprekke. Ek wil bid dat U mense met koorde van liefde aan mekaar sal vasbind. Dis hoe U dit wil hê. En dat U verheerlik sal word in ons samesyn. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.
Genesis 24 is 'n baie besondere hoofstuk. Dit is 'n hoofstuk dit is amper soos 'n romantiese liefdesverhaal. Baie mooi wat dit gaan eindig, maar daar's goeie dinge waarby ons moet stil staan. In Genesis 24 leer ons 'n vrou ken, een van die besondere dames in die Bybel, wie se naam is Rebekka. Rebekka. Ek wil dit waag om te sê, sy's een van die meer lewendige, sprankelende persoonlikhede in die Ou Testament. Sy's ene wat, ja, sy het haar kwessies, ons gaan nog leer van haar sondes, ons gaan leer, sy het maar haar dinge, elkeen van ons het mos maar ons dinge, selfs gereeld, maar wat 'n besondere karakter, wat 'n besondere vrou. Haar goeie eienskappe word in hoofstuk 24 tentoongestel. Ons het al reeds gekyk na haar hardwerkendheid. Ons het gekyk na die goedheid wat sy wil bewys, haar ywer, haar gasvryheid, haar vriendelikheid. En tog wil ek vir julle vanoggend sê, as ons kyk na Rebekka, die belangrikste ding omtrent haar wat ons gaan raak sien, is haar geloof. Is uit haar geloof wat al hierdie ander karaktertrekke vloei. Dit is wat haar so sleutelfiguur in hierdie tydperk maak wat ons nou van lees. En kan ek maar net weer sê, hierdie tyd van die aardsvaders, daar is nie ander sekulêre bronne wat oor hierdie geskiedenis skryf nie. Ons het die woord van God, betroubaar, vas en waar. Dit gee vir ons inligting oor hierdie tydperk, maar dit leer ons omtrent mense, sodat ons onsself kan ken en sodat ons God kan ken. Hierdie geloof van Rebekka, haar geloof is wat haar maak, nie net 'n sleutelfiguur nie, maar, soos wat sommige van die kommentare sê, 'n opvolger van Sara. Onthou ek het vir u gesê van Sara, besondere vrou. Iemand wat, sy hoef nie in die skaduwee van Abraham te staan nie, alhoewel sy Abraham se hulp was, 'n vrou was, staan sy net reg langs hom daar in die eresaal van geloofshelde. Sara is daar, maar nou is Sara dood. Abraham het haar begrawe. En sy, die nuwe Sara, as jy wil, moet hierdie lyn wat kom van Adam en Eva af, die verbondslyn van die Here, moet sy en Isak verder neem. En ons leer daarvan in hoofstuk 24. Net soos in ons geval, lees ons vanoggend van 'n tydperk, as jy wil, of 'n geleentheid in haar lewe, waar die beslissende oomblik vir Rebekka was, toe sy aangesig tot aangesig met die evangelie kom. Dit was die skeidingsoomblik in haar lewe. Die evangelie is aan haar voorgehou. En die vraag wat sy in geloof moes antwoord, dis waar ons tema ook vandaan kom. En vergewe my dat ek nou die tema gaan haal uit 'n ander vertaling, dit kom uit die direkte vertaling, want die ou vertaling wat ons gelees het, het sy net gesê, toe hulle vir haar vra, sal jy alles agterlaat en saam met hierdie manne trek? In die ou vertaling sê hulle net ja, maar ek kan vir u verseker, die woorde is, ek wil gaan. Dis ons tema. Ek wil gaan. Sommige vertalings sê ek sal gaan. Sy het geantwoord, ek wil gaan. Gordon Wenham skryf oor hierdie en hy sê, Rebekka's willingness to leave her land and her kindred shows that she is, as it were, a female Abraham. Wat hy bedoel is, sy's 'n geloofsheld. Sy was bereid om haar mense, haar huis, haar ou lewe agter te laat en saam te trek om die plan van God, om die wil van God na te jaag. Dis die storie, dis die verhaal van God se genade. Ons het die lyn nou al gevolg van Adam en Eva en hoe dit geloop het regdeur by Noag gekom later in die geslagte. Ons het baie gepraat oor die verskillende name en hier gaan die verhaal van God se genade verder deur Abraham en dit is nou aan haar vertel. En ek wil vir u sê dis dieselfde boodskap. Dis dieselfde evangelie as wat ons vandag het, baie minder uitgebrei. Ons het detail en ons het groot woorde want ons het teologie nou al leer ken en ons het al hierdie detail van die evangelie. Eintlik gaan dit by Rebekka oor hierdie vraag. Is jy bereid om in jouself te sterf, jou ou mens af te lê, om met ander woorde jou rug te draai op jou sonde en na die Here te draai en hom te volg in geloof
Is jy bereid om hom te ken en hom te vertrou? Is jy bereid om in hom te glo? Dis die evangelie wat aan haar voorgehou is. En ons het dieselfde evangelie, né? Meer ontwikkel, meer gedetailleerd, ons is bevoorreg, ons het meer genade, maar wat 'n kosbare geleentheid. En waar ons gaan uitkom is, sal jy gaan. Dis wat God vra. Dis wat God aan ons wil vra. As jy gered wil word, moet ons soos Rebekka kan antwoord, ek wil gaan. Ek wil gaan. Ten spyte wat ek moet agterlaat. Ten spyte wat dit my gaan kos. Ek sal gaan. Ek wil gaan. Nou ja, ons het verlede week opgehou by vers 27. Abraham se diensknegt het haar daar by die put ontmoet en hy het haar versier, hy het 'n neusring van goud aangesit en goue armbande en ons het vir u gesê dit was, hoorie, dit het geblink. Hier was geld. Jy kon dit sommer dadelik sien want dit was oordadig amper. Hy het haar versier en hy het die Here aanbid, vers 28. Daarna het die dogter geloop en in die huis van haar moeder vertel wat daar gebeur het. Uiteraard, wat doen 'n meisie, 'n jong meisie? Sy vertel haar ma. Sy sê vir haar ma, ons wil nie glo wat het gebeur nie. Sy hardloop in die ou vertaling sê sy het geloop, maar dit is eintlik hardloop. Sy het ingehardloop en sy het baie gehad om te sê en sy vertel haar ma van die dinge. Die persoon wat na vore kom na die diensknegt van Abraham is egter nie Betuel, haar pa nie, wat vir ons sê hy was heel moontlik sieklik of dalk oud, wat dit ook al die geval was, maar sy broer, haar broer verskoon tog kom uit. Haar broer Laban. Hy kom uit en hy praat met die diensknegt. Ons leer later in die verhaal vir Laban ken as ons kom by die storie van Jakob en jy gaan agterkom hy is 'n bietjie van 'n, hoe sal ons dit nou noem? Hy's inhalig. Geld maak vir hom saak. Dis, jy weet, waar jy bly, wat jy ry, wat jy kry, dit maak vir hom saak. So, dis Laban. En toe Laban hierdie juwele sien en hy hoor wat sy sê, vers 29 en 30, Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban. Laban het uitgeloop na die man buite by die fontein, want toe hy die ring en die armbande aan die hande van sy suster sien en die woorde van sy suster Rebekka hoor, naamlik, so het die man met my gespreek, het hy na die man gegaan terwyl hy nog daar staan by die kamele, by die fontein. So, ek kan nie anders as om te wonder wat sou hy gedoen het as hy nie inhalig was nie. Hoe sou hy hom dan hanteer het? Of as daar nie ringe en goud betrokke was nie? Hoe sou hy hom dan behandel het? Maar sy reaksie is, vers 31, kom in, geseënde van die Here. Waarom staan jy buitekant terwyl ek die huis reggemaak het en ook plek vir die kamele? So ons sien nou hier is 'n, dit gaan nie oor die hondjie nie, dit gaan oor die halsbandjie. Wat sê julle? Hier is nou 'n kwessie, want Laban sê, hey, hierdie ou, hy's gelaai en ek sien hy het baie kamele, so daar's geskenke. Dit kan dalk werk. In Betuel se huis hou hierdie getroue diensknegt aan, soos wat ons hom tot dusver leer ken het. Plig, ywer, getrouheid, gehoorsaamheid. Hulle sit kos voor hom neer, vers 33. Daarop het hulle die ete voor hom neergesit, maar hy het gesê, ek sal nie eet voordat ek my saak voorgedra het nie. En hy antwoord, spreek maar. Dis nou Betuel wat sê, spreek maar. So die boodskap wat hy bring, die verhaal wat hy nou moet oordra, komende van Abraham, is die goeie nuus van dit wat hy moet oordra is God se verbond. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit eintlik maar gaan. Dit gaan nie oor die juwele nie, dit gaan nie oor al hierdie kwessies nie, dit gaan oor God se verbond. Die dringendheid wat hy toon, is ook vir ons natuurlik 'n voorbeeld om te besef, wat is die tipe ywer wat ons moet wys, wanneer ons die evangelie aan ander mense oordra. Wanneer ons ander mense vertel van die evangelie, dan moet ons ywerig, dringend, ernstig wees, soos wat hy was. Nou ongetwyfeld, het die diensknegt of die dienaar, die huwelik aan hulle voorgehou. Hy het nie sommer maar net kom sê, hoor die jongman het daarom nou 'n maatjie nodig, en hulle wil nou kuis, of hulle wil, nee, dit het gegaan oor die huwelik. Die eindpunt daarvan is, hy wil hê, daar moet 'n erfgenaam wees, of sy heer se erfgenaam Isak, moet 'n vrou hê, wat aan sy sy staan, en saam met hom die geloofspad loop. Vers 35, en die Here het my heer baie geseën, sodat hy groot geword het, en aan hom kleinvee en beeste, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en esels gegee. So hier is 'n vraag wat hy beantwoord. My heer is geseënd,
as jy bereid is om jou suster te gee, of jou dogter dan nou, as sy met Beteel praat, ons sal vir haar kan sorg. Ons sal goed vir haar kan sorg. Maar daar's 'n vraag wat hy beantwoord, 'n ongevraagde vraag wat hy beantwoord. En dit is, ek dink teen hierdie tyd het Milka en Beteel en miskien die ander wat so 'n bietjie van Abraham al geweet het, want hulle ken hom, het begin dink, maar as dit nou Abraham se seun is, dan moet hy mos nou baie oud wees. Baie ouer as Rebekka. Maar die vraag antwoord hy in vers 6, ongevraagde vraag, maar hy antwoord dit in vers 36. En Sara, die vrou van my Heer, het vir my Heer 'n seun gebaar nadat sy al oud was. En hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit. So hoor wat sê die dienaar. Dis 'n jong man, dis 'n huwbare man. Hy erf alles van Abraham. Hy sal sorg vir julle dogter, vir jou dogter of vir jou suster. Verder het hy opgemerk, Isak is die enigste erfgenaam. Hy kry alles van Abraham, al sy rykdom. En hy insinueer eintlik maar net, hier's 'n groot eer wat haar te beurt val. Maar ek wil nie die aandag vestig op die rykdomme nie. Alhoewel Abraham 'n ryk man was en sou sorg en alles sou oorgaan aan Isak, gaan dit nie hier oor die rykdomme nie. Dit gaan oor die eer om in God se seën opgeneem te word. Met ander woorde, om deel te word van God se genadeverbond. Dis die seën, dis die eer wat hy aan hulle voorhou. Vers 37 en 38. My Heer het my laat sweer en gesê, jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete in wie se land ek woon nie, maar jy moet gaan na die huis van my vader en na my geslag en vir my seun 'n vrou gaan haal. Wat sê hy? Hy sê, luister, daar's baie min wat sal voldoen aan hierdie vereiste. Dis 'n eer wat haar te beurt val. Julle wil hê sy met hierdie geleentheid aangryp. Dis eintlik wat hy vir hulle in soveel woorde sê. Sy gaan met die verbondserfgenaam trou. Sy gaan met Isak trou. Hy het vir haar goud gegee, omdat sy die een was wat deur God gekies is, glo hy, om met Isak te trou. Maar tog, op 'n dieper vlak, stel hy sy saak op so 'n manier, dat dit ook vir hulle wys, Abraham is die geseënde van God. Het gaan nie oor geld nie, maar ek wil hê julle moet weet, God se guns is oor daardie huis. Dit gaan oor die genade wat die Here wys. Die genade, die seën van die Here, wat deel is van sy verbond. Nou dit is wat ons getuienis moet doen, wanneer ons dit oordra, wanneer ons evangelisasiewerk doen, dan moet ons die genade van God aan mense voorhou. En dis die goeie nuus, né? Dis die evangelie beteken goeie nuus. Mense kan lewe. Jesus se woorde, jy kan lewe al het jy gesterwe. Dis die genade en jy kan deel vorm daarvan. Ian Duguid het by geleentheid gesê, ek dink dit is hy wat gesê het, in daai sin word hierdie dienaar 'n ambassadeur vir die goeie nuus. Hy word die een wat die goeie nuus moet oordra, die ambassadeur van dit wat in Abraham se lewe sigbaar is. Nou die laaste keer wat ons hierdie gesin nou Abraham gesien het, was toe hy uitgetrek het uit Ur van die Galdeërs. Dis baie jare van tevore. Toe God vir hom gesê het, trek uit jou vaderland uit, ek gaan vir jou 'n ander land gee, waar jy as vreemdeling gaan vertoef, maar ek gee dit vir jou nageslag. Dis die laaste keer wat hierdie gesin hom gesien het. En nou wat het gebeur? Die diensknegt sê vir hulle wat gebeur het. Abraham het een seun gekry wat die Here vir hom gegee het, op sy ou dag, maar die Here het hom geseën. Baie slawe, baie slavinne, baie klein vee, baie beeste, baie goud, baie silwer. Dis die seën van die Here. En hierdie baba wat die Here vir Sara gegee het, hy was nie net genade nie, vir haar om iemand te hê, om lief te hê nie. Dit is die lyn van die Messias. Dis die evangelie wat hy verkondig. Robert Candlish skryf oor die gedeelte en hy sê, Abraham's ambassador has, in a sense, the gospel to preach. Hy vertel nie net vir hulle van die rykdomme en van Abraham se seën nie. Hy kom gee vir hulle die evangelie. Dis wat hy verkondig. Die koninkryk van God wat na hierdie huis toe kom. Dis die manier waardeur God se guns na julle toe kom. So hy kom met die vrees van die Here, hy kom met die aanbidding van die Here. En wat meer is, hy kom na die gesin en hy sê, God wil julle seën, op dieselfde manier. Want Abraham het nie net die seën van God gekry nie,
hy het ook die teken, ons noem dit die seël gekry van sy verbond, en dit was die besnydenis. Hy is die een wat hy seël dra, en daarin kan julle geseën word. Onthou wat ons vir u geleer het destyds ons oor Abraham begin praat het. In hom was God se belofte, sal al die nasies van die wêreld geseën word. Wat 'n voorreg vir hierdie diensknegt om die evangelie so deur Abraham aan hulle oor te dra. Wat 'n voorreg vir ons om draers te kan wees van die evangelie. En daai sin is ons soos die dienaar. 'n Ambassadeur van die goeie nuus, 'n ambassadeur namens God vir sy seun Jesus Christus. Dieselfde boodskap, ons het hom net meer gedetailleer. Die boodskap van die Here Jesus. Nou jy sien, ons word uit 'n wêreld geroep. Jy kan sê, uit 'n heidense wêreld word ons geroep om 'n bruid vir God se seun te wees. God roep mense om deel te word van sy kerk en daarom deel van sy bruid. En ons ywer vir die evangelie moet soos hierdie diensknegt dieselfde oordra. Let op hoe dit benader. Hy noem Abraham se rykdom, maar die krag van sy boodskap lê op die reddende genade van God. God is die een wat my hier geseën het. God is die een wat die eer kry. God is die een wat my pad voorspoedig gemaak het. Ek wil hê jy moet dit sien reg deur hierdie verhaal. Net weer vinnige aanhaling van Robert Candlish. Hy sê, "It is the Lord's blessing upon Abraham and his seed that this devout and upright man holds out as the chief, indeed the only recommendation of the suit he has to urge." So met ander woorde, die verbondsboodskap, die evangelie deur Abraham, dis sy boodskap. Wat is ons motivering? Kan ek vir u vra? Wat is u motivering om die evangelie uit te dra? Wat sê u vir mense? Somstyds sal ons vir mense iets sê soos, "Jong, word 'n Christen en dan sal jy besef wat is die lewe. Jy sal beter vriende hê, jy gaan beter mense om jou hê en jy gaan besigheidsgeleenthede kry. Jy weet, by die kerk gaan jy goeie mense om jou hê, goeie musiek leer." Is dit ons motivering? Nee. Dis nie die manier waarop ons die evangelie moet verkondig nie. Dit moet uitsluitlik gaan oor die getrouheid van God. En hoor nou mooi, positief en negatief. Negatief, God is getrou om sonde te straf, want hy's regverdig. Maar God is getrou om elkeen te red wat na hom toe kom, want dis sy belofte. Elkeen wat na my toe kom, sal hy red. Sy reddende genade in die Here Jesus. Dis die boodskap wat hy oordra. So hier kom hy nou na Rebekka en haar gesin, en hy sê, vers 39, "Ek het aan my Heer gesê, miskien sal die vrou my nie volg nie." Abraham se antwoord, "Dan sal jy ontslaaf wees van die eed aan my." En ek dink ons moet dieselfde vat vir ons evangelisasie. Dringend, ernstig evangeliseer, jy pleit by mense, maar jy gaan nie emosionele pleidooie rig of op hulle gevoel speel of wat ook al nie. Gee die evangelie, dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, of hulle dit aanneem of nie, dis nie in ons hande nie. Ons saai die saad en daardeur werk die Here. Ek dink so dikwels aan Paulus se woorde in 2 Korintiërs 4 vers 2, waar hy sê ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Die waarheid van die evangelie is wat mense se harte moet tref, sodat hulle geloof daardeur kan ontvang. Anders gestel, moenie aan die evangelie peuter nie. Moenie dink jy kan die evangelie beter maak met jou persoonlikheid of met jou welsprekendheid of met jou wat ook al nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons het nie die krag om dit te laat werk nie. Die evangelie het krag in sigself. Ons moet dit net getrou verkondig. Dis die seën wat ons aan ander mense moet bring. Maar sy moet self kies, né? Sy sal self moet kies of sy bereid is om haar huis te verlaat, al dan nie. Vers 49. As julle dan nou guns en trou aan my Heer wil bewys, sê dit vir my. En so nie, sê dit vir my, dat ek regs of links kan gaan. Die uitdrukking hier, sê die slim ouens, beteken nie, wel, as sy dit vat goed, as sy dit nie vat nie, dan gaan ek maar verder soek nie. Dit beteken, ek glo hierdie is die een wat God gekies het. As julle vir my sê, dis nie sy nie, dan gaan ek terug.
Ek gaan nie aanhou nie, ek sal nie, allerlei dinge probeer nie. Die dienskneg gebruik geen manipulasie nie. Duidelike, betroubare oordra van die boodskap. Ian Duguid sê hieroor, hierdie dienskneg, he trusted God. Luister mooi, hier is belangrik. He trusted God. He knew if it really was God's will, Rebecca's family would give their consent. Hy het geweet, dis God wat in mense werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Vertel die boodskap, dra dit duidelik oor, gee dit nou oor, nou moet hulle besluit. Die verantwoordelikheid is nou by hulle. Ons doen dieselfde met evangelisasie. God is die enigste een wat harte kan oopmaak. God is die enigste een wat in iemand se lewe kan werk. God is die enigste een wat deur sy Heilige Gees die werk in die hart van 'n mens kan doen. Ek kan dit nie doen nie. Mense dink baie keer en ek voel die druk, hoor. Ek voel die druk wanneer mense vir my sê, hoorie, jy weet, ek moet nou vir 'n ou gaan bid of ek moet nou vir 'n vriend of 'n familielid of my kind wil nie die Here dien nie, dominee, jy moet met hom kom praat. Ek het nie die vermoë om mense se wil, om mense se gedagtes, om mense se harte te verander nie. God doen dit. Maar wat doen ons dan? Ons het die evangelie. Ons moet die evangelie duidelik oordra, soos wat Ian Duguid gesê het. Vertrou die Here. As dit God se wil is, gaan daai saadjies saad skiet en groei en vrug dra tot sy eer. Hy sal dit doen wanneer hy wil. Nou toon die reaksie van Laban en Bethuel dat God eintlik aan die werk was. Vers 50 en 51. Toe antwoord Laban en Bethuel en sê, van die Here kom die saak. Ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie. Daar staan Rebekka voor jou, neem haar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou heer, soos die Here gespreek het. Nou die logiese reaksie is vers 52. Toe die dienaar hierdie woorde hoor, het hy hom voor die Here neergebuig na die aarde toe. Wat doen ons wanneer mense gehoor gee aan die evangelie? Wat doen ons wanneer jy die evangelie aan iemand gee en hy sê, ek is so dankbaar vir hierdie, en hy buig voor die Here en hy maak sy saak reg met die Here en hy gee sy lewe oor aan die Here. Wat doen ons? Ons kan nie loop en sê, wel, hier's nog 'n merkie op my kerfstok, of hier is nog 'n naam wat ek in my boekie kan skryf, mense wat ek gewen het nie. Dis nie ek nie. Dis op die Here. Die eer gaan aan die Here. Dis soos in Matteus 16 vers 17 waar die Here vir Petrus gesê het, nadat Petrus gesê het, U is die Jesus, die seun van die lewende God. Toe sê die Here vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Enige iets wat geopenbaar word, is God wat dit openbaar. Elke bekering is 'n daad van genade van God. Al die eer aan hom. Vinnig terug by die verhaal. Volgens die tradisie daai tyd, as daar 'n ooreenkoms getref is, dan word reëlings getref en dit word afgehandel. So van Rebekka se huwelik word dit nou gereël deur die mans in haar gesin. Vers 53. Daarna het die dienaar silwer en goue goed en klere uitgehaal en het aan Rebekka gegee, ook aan haar broer en haar moeder het hy kosbare geskenke gegee. Hy koop haar nie, hy betaal nie vir haar nie. Dis wat die ou mense genoem het 'n bruidskat. Dis 'n, as jy wil, 'n bewys dat die huis waarvandaan ek kom, my Heer se huis, ons het vermoëns, ons sal kan sorg. Dis eintlik 'n baie goeie ding, jong manne. As jy met 'n meisie wil trou, dan moet daar 'n mate van 'n bewys wees, ek sal kan sorg. Ons vir ons baie keer, en u ken nou ons agtergrond, ons bly in Suid-Afrika, ons ken die Lobola stelsel van die Afrika nasies, en ons lag daaroor, want dis vir ons vreemd. Ek het nou die dag, jy was allerlei grappies daaroor, maar nie tyd om grappies te vertel nie, maar in 'n sin is daar 'n stuk wysheid in, omdat jy daardeur wys, jy kan sorg. Jy toon dat jy kan voorsien, en dis die man se verantwoordelikheid. Maar, en hier kom ek nou so 'n bietjie oor die huwelik. Dit herinner ons daaraan. Die huwelik is 'n belangrike, ontsettende belangrike element in die Christenlewe. Alle mense trou, ek praat nou nie net Christene trou nie, in die wêreld trou almal, maar as jy 'n Christelike huwelik wil hê, is daar beginsels in die skrif wat baie, baie belangrik is. Die huwelik is 'n ontsettende belangrike instelling.
Kinders moenie gedwing word om met, jy weet, ons wil graag hê, ons kinders moet trou met mense wat die Here saam met hulle kan dien. Ons kan hulle nie dwing nie. Ons kan nie hulle forceer nie. Dis nie wat hier aan die gang is nie. En tog, Godvreesende kinders wil by pa en ma hoor. Dra dit julle goedkeuring weg. Kan ek vinnig vir die ongetroudes ietsie sê? En ek het dit nou nie neergeskryf nie, maar hier is 'n belangrike ding. Hoe groter die gesin is waaruit jy kom, hoe beter. Want as jy 'n jong man is wat met 'n jong meisie gaan trou, die wat hulle stempel van goedkeuring moet gee, is jou ma en jou sissies. En as jy 'n jong meisie is wat met 'n jong man wil trou, die wat goedkeuring moet gee, is jou boeties en jou pa. Hoekom? Want mans sien goed in mans wat vrouens nie sien nie, en vrouens sien goed in vrouens wat mans nie sien nie. So as jy boeties en sissies het en hulle kan goedkeuring gee, hulle sê hoorie, dis 'n daai, nee wat, jy dra ons goedkeuring weg. Dis 'n veiligheidsnet wat die Here gegee het. Gebruik dit. Dis 'n Christelike beginsel. Die instelling van die huwelik is heilig en betekenisvol. Dit verg ware wysheid. En as jy hierdie patroon volg, dis miskien nie, jy weet, onfeilbaar nie, maar dis 'n goeie beginsel om volgens te leef. Wel, nadat hulle in beginsel ooreengekom het, aanvaar hy hulle gasvryheid, vers 54. Hulle het geëet en gedrink, hy en die manne wat by hom was, in die nag oorgebly. Ek gaan vinnig net oorslaan. Volgende oggend vroeg staan hy op. Hy sê, laat ek trek. Vers 55. Maar hoe haar broer en haar moeder sê, laat die dogter nog 'n dag of 10 by ons bly, daarna kan sy heen gaan, of kan jy heen gaan. So, hy wil dadelik teruggaan. Saak is afgehandel, my missie moet voltooi raak, laat ek trek. Hulle sê, wag. En ek dink dis 'n billike versoek. Hulle gaan heel moontlik hulle sussie of hulle dogter nooit weer sien nie. Dit was ander tye. Kan nie 'n vliegkaartjie koop en gou gaan kuier Desember maand nie. Dis jy trek weg en is baie 2000 km. Laat sy nog so 10 dae dalk bly. Laat ons net kan afskeid neem. Klink na 'n redelike versoek, maar hoor wat sê hy vers 56. Maar hy antwoord hulle: Moet my nie ophou nie, aangesien die Here my weg voorspoedig gemaak het. Laat my trek dat ek na my Heer kan gaan. Ek dink die erns hier, en ek gaan baie kortliks net dit sê. Sy ywer om te doen dit wat van hom verwag was. En ons moet hierby leer. Hier's 'n taak, en ek weet party van ons is taak georiënteerd, en ander is nie so nie. Party ons is net soos, dit voel nie vir my reg nie. Ek sal dit doen as dit lekker voel of wat ook al, meer esteties ingestel. Vir die taak georiënteerde ouens maak dit heeltemal sin. Hoor jy, ek is op 'n missie, hierdie missie moet klaar kry. Maar dink 'n bietjie. As God ons stuur, as God my 'n opdrag gee, doen dit nou. Moenie wag vir jou gevoel nie. Moenie wag vir wanneer dit reg sal voel. Doen dit met erns. Dis die missie waarop die Here ons stuur. In ons evangelieverkondiging, dink ek daar moet 'n erns wees. As ek met mense praat oor hulle siele, as ek met mense praat en ek deel die evangelie met hulle, en soms het jy die gevoel en soms het jy bewyse dat hierdie mense ken nie die Here nie, daar's nie lewe nie. Dan is daar 'n dringendheid in die sin van julle moet besluit. Ek forceer niemand nie. Maar die Bybel sê dit mag jou laaste dag wees. Niemand weet wanneer hy gaan sterf nie. Die Bybel sê kom nou, laat ons die saak uitmaak. Dis altyd 'n dringende saak. Ek dink altyd aan Dwight L. Moody. Julle weet toe Dwight L. Moody op 'n aand gepreek het, hy was besig met 'n reeks dienste in sy gemeente in Chicago, 1871. En hy preek in die week, het hulle spesiale dienste. En hy sê vir die gehoor, ek gee vir hulle die evangelie, dink daaroor. Ons gaan môre aand nog weer bymekaar wees, ons gaan Saterdag aand weer bymekaar wees, ons gaan Sondag weer bymekaar kom. Ek gaan julle Sondag, sal ek vir julle vra. En daai aand, toe breek die groot brand in Chicago uit. En letterlik honderde mense wat in sy diens was, is dood in daai brand. En Dwight L. Moody het gesê, nooit weer nie. As daar een ding is wat ek van Dwight L. Moody geleer het, is, wees dringend wanneer jy die evangelie aanbieding doen. Mens weet nie wanneer is dit jou laaste dag nie. Ek sal die woorde van Paulus aanhaal, 2 Korintiërs 6 vers 2. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is dit die dag van heil. Dis die erns van hierdie saak. Nou met hierdie appel,
kom die saak nou uiteindelik voor Rebekka, want die mense, die broer sê, vers 57, toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haar self vra. En die vraag word direk aan haar gestel, sal jy, Rebekka, saam met hierdie man gaan? En sy besef wat dit beteken. Luister, Rebekka het geen illusies gehad oor wat hier ter sprake is. Rebekka het nie gewonder, hoekom moet ek nou saam met hom gaan, wat gaan nou hier aan nie? Sy het geweet, daar's 'n jong man, hy moet 'n vrou kry, dis waaroor dit gaan, ek gaan groet, ek sal hierdie kant moet klaarmaak. Sy het presies geweet wat dit behels. Wat 'n belewenis vir 'n jong meisie, vir jong Rebekka. Ongetwyfeld het sy miskien begin bewerig raak en na hom gekyk, maar hulle vra jou, Rebekka, wil jy gaan? Sy moet 'n besluit neem. Dis 'n baie aantreklike besluit aan die een kant, want ek meen, sy sien die armbande en sy dink aan die goud en jy weet, miskien het hy 'n kameel met aircon, ek weet nie, jy weet, dalk is dit, jy sal nou, hierdie ou is, hy wys, hy kan sorg, so, dis 'n baie gemaklike lewe wat op haar wag, dis 'n aantreklike ding aan die een kant, aan die ander kant, daar gaan teëspoed wees. Sonder haar ma, sonder haar familie, sonder alles waaraan sy gewoond is. Jy groet alles wat agter lê. Die seën wat hier aangebied word, het nie te doen met die kamele en die goud en die gerief nie. Die seën wat hy vir haar aanbied is, wil jy die God van Isak volg? Wil jy jou lewe aflê, neerlê as dit wil, om vir Isak te help? Die Here moet gedien word. Die Here moet gevolg word. As sy weier, wat sal gebeur? Wel, die dienaar het gesê, dan draai ek om en ek loop. Inteendeel, jy kan die armband en die neusring hou. Al die mooi goede kan jy hou. Dis 'n wen-wen situasie, maar jy moet besluit. Haar gesin sal dalk wil hê sy moet bly. Maar dink Beteel, waar gaan ons vir haar 'n goeie man kry? Hierdie lyk na 'n goeie man, daar's baie dinge. Maar sy sal alles moet verlaat en die besluit moet geneem word. Nou sien ons haar dapper karakter, vers 58. En hulle het Rebekka geroep en vir haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? Ou Afrikaanse vertaling en sy antwoord, ja. Die beter vertaling, ek wil gaan. Hoe mooi. Is jy bereid om alles te los? Is jy bereid om jou rug te draai? Ek wil gaan. Ek sal gaan. Sy is 'n waardige opvolger van Sara. Soortgelyk aan Abraham. Die geloof wat sy toon, soortgelyk aan Abraham. Hy was bereid om alles te laat staan en om agter die Here aan te gaan. Dis dieselfde ding. Nou ek wil hê jy moet besef, soos Abraham, dink gou aan Abraham se lewe, ons het hom nou leer ken. As die Here vir hom gesê het, doen iets, toe hy nou in geloof gevorder het, dan doen hy dit onmiddellik. Julle moet besny word, volgende oggend vroeg, selfde dag, eintlik dieselfde dag besnydenis. Jy moet jou seun Ismael wegstuur, volgende oggend vroeg. Jy moet jou seun Isak offer, volgende oggend vroeg. Hy het dit dadelik gedoen, hy was onmiddellik gehoorsaam. En wat 'n reaksie hier van Rebekka, dieselfde geloofsgehoorsaamheid. Sal jy saamgaan? Dit gaan nou wees. Julle moet pak en ry, daar's nie tyd nie, dis nou. Ek wil gaan. Ek wil gaan. Dan vers 59, daarop het Rebekka hulle suster en haar oppasser laat trek, saam met die dienaar van Abraham en sy manne. En die dienaar of die vroutjie wat saam met haar gegaan het, is nou tipies, die Engelse praat van een wat haar genurse het, dis die vrou wat haar groot gemaak het. Dit was 'n gewoonlike ouer, maar 'n betroubare, liefdevolle tannie wat saam met haar gegaan het, wat saam met haar sal trek. Hoe vriendelik om dit saam met haar te stuur. En ons gaan haar later leer ken. Haar naam is Deborah. Ons gaan in hoofstuk 35 meer van haar leer. Ek dink nog een van die heldinne, geloofsheldinne in die Bybel, maar ons gaan later daaroor praat. Ons word eintlik vertel selfs van Deborah se dood, nou laat ek daaraan dink. Dis nie baie wat jy dit kry in die Bybel van 'n vrou nie, maar dit was 'n besondere vrou, hierdie Deborah. In elk geval, ek is seker enige iemand wat 'n dogter nou al in die huwelik moes afgee, sal nou saam met my kan stem, dat toe Rebekka nou daar weggaan, dis nie maklik.
Jy sit en wonder partykeer, jong, het ek nou die regte ding gedoen? Wat gaan nou hier aan? Jy hoop en jy bid, wat kan jy nou meer doen? En hulle het vers 60, en hulle het Rebekka geseën en aan haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word, en mag jou nageslag die poort van sy vyande in besit neem. Nou voor hierdie vers vinnig verbygaan, let net vinnig op en ek haas my. Wat doen jy anders, as jy jou dogter in die huwelik moet afgee, as om haar maar net te seën, en te bid vir haar. Dis al wat jy nou kan doen. Maar het jy opgemerk, in hierdie vers, sê hulle sê vir haar, mag jy duisende van 10.000 word. Min het hulle besef, hoe akkuraat is hierdie seën wat hulle uitspreek. En nou moet jy mooi oplet, die grammatika is belangrik, selfs in Afrikaans is hy reg. En mag jou nageslag die poort van enkelvoud, sy vyande in besit neem. Van wie praat hulle? Jesus. Hulle ken nie sy naam nie, hulle dink Messias. Mag jou nageslag die poort van sy vyande. Dit word bewaarheid in die Here Jesus se woorde toe hy gesê het, jy is Petrus, sê hy vir Petrus by geleentheid, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dis die poorte van die doodryk, die poorte van jou vyande. Dis die Here Jesus waarna verwys word. Nou met hierdie woorde klim Rebekka op haar kameel, en sy volg die dienaar van Abraham, nie net na die land van belofte nie, maar na 'n lewe van geloof. 'n Lewe waar sy nou die Here Jesus gaan volg, waar sy saam met haar toekomstige man, sy het hom nog nie ontmoet nie, nou gaan hulle 'n nuwe lewe begin, hulle gaan die Here volg. En die laaste gedeelte van Genesis 24 is amper 'n half dramatiese afsluiting van hierdie diensknegt se missie. Want hy wil hierdie missie klaarmaak. Blykbaar het hy geweet waarom Isak te kry. Lees vers 52, en Isak het in die rigting van die put Lagai Rooi gekom, want hy het gaan woon in die suidland. Jy onthou, dit was waar Hagar verskoon die put gekry het, toe sy deur Abraham in die pad gesteek is. Toe sy daar by Lagai Rooi, die Here hom bekend gemaak as die God wat sien. Dis daar in die suidland. En hy neem die bruid na Lagai Rooi, suidekant van Kanaan. En hier raak dit nou die God wat sien. Hy sien die toekoms. Hier is Isak, hier kom Rebekka. Mooi verhaal, hier kom die romantiese deel. Dis eintlik jare laas wat ons van Isak iets gelees het, weet julle? Laas keer wat ons van Isak gelees het, was hy vasgebind op die altaar, op die berg Moria. Nou lees ons van hom in vers 63, en Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld, en toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Hier is 'n ding, hy het gepyns. Die meeste van die kommentare sê, dit was om te bid, om tyd met die Here te spandeer. Dis 'n tyd van rus, na die dag se werk, voete gewas, rustig geraak, loop hy die veld in om te bid, om met die Here te praat. Hy bid, pynsend oor sy lewe. Hy het kwessies, sy ma se dood, 3 jaar terug of wat ook al, is nog steeds vars in sy gemoed, dis vir hom sleg. Hy is alleen, hy bid, hy dink oor sy lewe. Maar hierdie eerste ontmoeting, as dit 'n romkom fliek is, dan sien jy die beeld. Die skemeraand met die golwende duine, en hier kom 'n kameel, 'n karavaan kamele aan. Hy is alleen in die veld. Sy ry heel moontlik iewers in die middel van hierdie karavaan, is sy op 'n kameel. Daar's 'n paar tente in die agtergrond. Hier's 'n jong man, hier's 'n jong meisie. Dis die regte toneel vir 'n goeie einde, op die film. Maar dan, hier's 'n bietjie klem wat ons nou nie altyd raak sien in die Afrikaans nie, maar gaan dit vir julle reg lê. Hulle oë ontmoet mekaar. Die dames, hier's die romantiese deel nou. Dis regtig romanties hoe hulle dit stel. Hy sê, toe hy sy oë opslaan, het ons gelees. En dan vers 64, en Rebekka het ook haar oë opgeslaan en Isak gesien. So in ander woorde, dis die wimpers, jy weet ek weet nie, die party van die flieks doen dit baie beter, kyk op en hier's 'n man, hier's hierdie jong man, maar ons lees,
toe het sy van die kameel afgegly. Die kameel het nie gekniel nie, so die dienaar het nie eers kans gehad om die kameel te parkeer nie, toe sy af. Sy gly af. Hoekom? Hoekom? Jong mense, julle moet nou mooi luister. In hierdie kort stukkie, net in hierdie paar woorde, is 'n ontsettende diep en 'n besondere gedagte met 'n magdomwysheid met betrekking tot die huwelik. Hoor mooi. Ek gaan net eers vers 65 lees. En sy het aan haar dienaar gesê, watter man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Hier is die mooi deel. Ek dink die Bybel leer ons, soos wat ek al reeds gesê het, die huwelik is gewigtig. Luister, dis 'n gewigtige saak. Dis nie sommer maar net, die ou mense het ons gesê, dis nie perde koop nie. Nou, hulle het wysheid gehad, want die huwelik is betekenisvol. Dis nie net 'n toevallige verhouding nie. Dis, om die waarheid te sê, nie eers net 'n privaat saak nie. Jy kan nie sê, Dominee, los my uit, dis my huwelik, ek kan daarmee maak wat ek wil. Dit is nie. Veral nie vir die ouens wat by jou troue was nie. Want jy het voor God en voor mens 'n verbond gemaak, 'n ooreenkoms gemaak. Dis 'n belangrike, gewigtige, openbare saak. En Rebekka wys vir ons, hoor nou, sy wys vir ons nederigheid, sy wys respek. Dames, soos elke vrou aan haar man behoort te wys. Hoor wat ek vir julle sê. Mans het respek en eerbied nodig. Vrouens het liefde nodig. Dis hoe die Here dit bepaal het. Paulus praat daarvan in Efesiërs 5. Paulus sou gesê het, toe sy aangekom het met die kameel, Rebekka, miskien moet jy afklim. Dis nie 'n goeie ding dat jy daar van bo af op hom kyk nie. En sy gly af, dat hulle mekaar in die oë kan kyk. Sy wil nie bo hom wees nie. Sy klim af. Sy toon respek, maar sy wys ook respek vir haarself. Want toe sy vra, wie is dit wat daar aankom? Sy het 'n idee gehad. Kyk, vrouens het ons nou, sy het gedink oor hierdie ding op die lang pad. Sy het die hele tyd gedink, wonder hoe hy lyk. Miskien het hy 'n boggel. Miskien is hy skeel. Jy weet, sy het geen idee gehad nie. En toe sy die ou sien en hy lyk nogal nie te sleg nie. Wie's dit? Dis my Heer. Toe sê die Bybel, sy maak haar toe. Sy bedek haar met haar sluier. Dit beteken, sy toon respek aan haarself. Dit was die kledingstuk van 'n bruid. Jy het jouself toegemaak. Bruide maak hulle toe. Sy het nie as 'n bediende gekom nie. Sy het nie net as 'n vrou gekom nie. Sy het as 'n bruid gekom. Dis respek teenoor haarself. Daarom, die Nuwe Testament ego. Hebreërs 13 vers 4 sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, wat beteken kuisheid, is belangrik. Sy stel haarself in beskeidenheid voor, in die waardigheid van 'n heilige bruid. Nou, ons weet nie presies wat die detail was nie, maar ek dink nie dis verregaande as jy nou 'n bietjie van 'n romantiese spanning hierso kry. Jy weet wat wanneer 'n jong ouetjie die eerste keer 'n meisie ontmoet en hulle het nou al oogies gemaak vir mekaar so op 'n afstand, maar die eerste keer wanneer hulle nou in dieselfde geselskap is, dan is daar 'n mate van romantiese spanning, noem ons dit. Dis daai ongemaklikheid, maar 'n aangetrokkenheid. Jy wil eintlik nie wees nie want jy's ongemaklik, maar jy wil nie wees want alles in jou hart sê huwelik bly. Dis die huwelik waar dit vandaan kom. So Genesis 24 vers 66 sê vir ons wat nou hier verder gebeur het. Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het. En dit sou 'n rukkie geneem het, maar hy vereer Isak. Dis sy Heer. En dan lees ons hoe hy haar in die tent van Sara inneem. Dis nie net 'n meisie om te gebruik nie. Dis nie net 'n maat om te hê nie. Dis nie net iemand wat hom sal help en dien nie. Hy eerbiedig haar, hy gee haar 'n plek, hy gee haar 'n rol. Die woorde, hy het haar in die tent van sy moeder ingeneem, in Sara se tent. Dit word die huwelik, in elke opsig neem sy die plek in wat Sara gehad het. Die nuwe matriarg, sê party van die ouens in hierdie sin.
Dis 'n gewaardeerde plek, vers 67. En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy het sy vrou geword. En hy het haar lief gehad. Jong mense, luister na die volgorde, die kronologie van die gebeure. Hy het eers met haar getrou. Hy het haar 'n ereposisie gegee eers in sy ma se tent. Stel haar voor aan jou ouers. Laat sy jou familie leer ken. Leer haar ken. Dis 'n eerbiedige saak. Dan trou jy met haar en dan kan jy haar lief hê. Partykeer word die goed so 'n bietjie agterste voor omgedoen. En ek dink meer kere as wat ons besef, word jou vingers verbrand. Wat 'n wonderlike beskrywing van hoe 'n Christelike huwelik moet wees. Die vrou gee eer aan haar man, die man gee liefde in ruil daarvoor. Dis wat Efesiërs 5:33 sê. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê en net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou die laaste vers praat van God se seën en God se voorsienigheid. Nie net, jy weet, Isak was nie net hierdie stuk radwerk in God se plan vir die toekoms om uiteindelik 'n Messias te stuur nie. Vir hom as persoon word hy getroos. Hy as persoon word raak gesien. Vers 67, die laaste gedeelte. So is Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Hy word getroos. Wat 'n beter manier. En jy weet, een ding wat ons hier sien is, en dit is noodsaaklik, dat heilige vroue, Godvreesende vroue, het 'n besondere rol wat hulle speel in die lewens van Godvreesende mans. Dis belangrik. Hierdie eensaamheid wat hy gevoel het sonder sy ma se liefde, dit is nou verby. God het nou vir hom 'n kosbare geskenk gegee. Die kosbaarste geskenk wat 'n jong man eintlik ooit kan kry. 'n Jong meisie, 'n maat, 'n vriendin, 'n geliefde wat hy kan versorg en lief hê, vertroos. Een wat saam met hom die pad wil loop. Dale Ralph Davis sê, Isaac is not a mere cog in God's plan for the world. He's a hurting person and God cares for him. So he gives Isaac someone to love, a wife, Rebekka, and someone to love him back. Dis die ideaal vir Christelike huwelike. Wat is die Here Jesus se kommentaar oor die huwelik? Matteus 19 vers 6. As jy hierdie dinge reg verstaan, ons gaan baie daaroor praat in die aande wat kom, as die Here wil in ons leef, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Jy doen alles wat jy kan om jou huwelik te laat floreer. As Genesis 24 'n fliek was, dan dink ek dit was 'n baie goeie einde. Daar's soos 'n ek hou van 'n happy ending. Ek hou nie van 'n dis as die krediete moet begin rol na hierdie hoofstuk, is dit dis hoe dit moet wees. Maar uit die perspektief van die hele Bybel sien ons vandag iets groter as net hierdie verhaal waar Isak kry 'n vrou. In haar huwelik met Isak is Rebekka 'n tipe, 'n beeld, 'n skaduwee as jy wil, van die kerk. Die kerk van die Here Jesus. Dis die ware kinders van God, die wat weergebore is. Hulle liefdesverbintenis met die Here Jesus. Dis wat eintlik hier aangaan. As jy vir Paulus moes vra, Paulus gee vir ons jou interpretasie van die verhaal met Isak en Rebekka en so. Wat is jou interpretasie? Weet jy wat sal Paulus geskryf het oor hierdie verhaal? Hy sou geskryf het Efesiërs 5 vers 32. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Rebekka is 'n prentjie van die kerk. Sy wys vir ons wat dit eintlik is om ons toekoms te sien in die lig van God. Want ons kyk nie terug nie. Kinders van die Here kyk nooit terug nie. Ons kan met 'n vinnige, ek is so dankbaar die Here het my daar uitgehaal. Dis al wat jy doen met die verlede. Dis al wat jy doen. Moenie daarop broei nie, dis verby. Maar kinders van die Here kyk vorentoe en ons kan die toekoms ingaan met die wete, as ek dan deel is van God se bruid, hoe lyk dit? Openbaring 21. Ek, Johannes, uit die heilige stad, die nuwe Jerusalem, dis die kerk, die bruid, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Liewe vriende, as jy kortliks na hierdie verhaal kyk, dan wil ek vir julle sê daar's soveel parallelle. Ek gaan 'n paar noem en dan is ons klaar. Donald Grey Barnes het gesê, she was thought of before she knew it. And she was chosen
When she did not even know the existence of her bridegroom. Nog voor sy geweet het van die bestaan van Isak, het God al reeds gesê, Rebekka gaan met Isak trou. En is presies dieselfde met die kerk, is waar vir ons. Die Bybel sê ons is in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Daarom kan Romeine 5 sê, voordat ons eers besef het ons is sondaars, het die Here al reeds vir ons gesterf. Dis die wonder daarvan, die liefde van God, wat in ons geplaas is. Jesus doen alles, hy is die een wat stuur, hy is die een wat sy gesandte stuur, hy is die een wat die boodskap verkondig. As jy die boodskap van die evangelie gehoor het, dit is omdat een van God se gesandte moeite gedoen het, ten koste van homself, tyd, wat ook al opgeoffer het, om jou te vertel van Jesus. Dis nie net hoe Rebekka gehoor het van Isak nie, dis hoe ons gehoor het van Jesus. Hy het dit vir ons gedoen. Nie net 'n abstrakte hoop, daar sal daarom iemand gered word nie. Hy het dit gedoen, hy het aan die kruis gesterf, en hy het uit die graf uit opgestaan, vir sy mense, vir sy volk. Dis wat ons toegehoor het. Hy het die boodskappers gestuur, om ons te kom vertel. Nou ek moet afsluit, ek dink ongetwyfeld, die bediende van Isak, na hierdie lang reis van Mesopotamië terug na Kanaan toe, hy het met Rebekka tyd spandeer. Hy het vir Rebekka gesê, juffrou, ek weet nie wat het hy al genoem nie, ek is nou besig om in te kleer. Ek wil jou vertel van hierdie plek waarheen ek jou vat. En jy moet gereed wees daarvoor. In daai sin, net so, is ek en jy, terwyl ons deur hierdie lewe reis, ons is vir 70 of 80 jaar, sê die Bybel as jy sterk is, op hierdie lewensreis op aarde, is nou van Mesopotamië af terug Kanaan toe, is ons op hierdie reis, en ons word voorberei, deur die woord, deur hierdie dinge soos vandag, word ons voorberei, aan ons word gewerk, sodat ons gereed kan maak, vir ons bruidegom, om eendag by die Here Jesus te wees. Ons sal na hom kyk, onthou nou die oë, né? Ons sal na die Here Jesus kyk in liefde. Hy gaan na ons kyk in liefde, want hy het ons lief gehad met 'n ewige liefde. En dan deur God se genade, terwyl ons deel is van sy evangelie, sal ons gereed gemaak word op aarde, om hom tegemoet te gaan. Wanneer dit is, weet ons nie, maar ons moet gereed wees. Rebekka se dienskneg aanvaarding, hierdie feit dat sy saam met hom gaan, doen wat hy sê, sal jy saam met hierdie man gaan, het haar familie vir haar gevra, en sy sê, ek wil gaan. Die vraag kom vanoggend na ons toe. Hier sit mense vandag, wat Christelik groot geword het, maar wat miskien nie die Here ken nie. Wat dalk in 'n Christelike kerk opgevoed is, wat miskien selfs die katekismes ken, en die Heidelbergse katekismes kan opsê, of die apostolikum kan opsê, maar as ons dink aan, is daar lewe, is daar 'n liefde vir die Here, is daar 'n geborgenheid in sy wette, is dit 'n behaag om te doen wat hy sê, dan moet jy eerlik wees en sê, nee, ek is nog so lief vir die wêreld, ek wil nie die wêreld los nie, ek is so tuis hier in die wêreld. En die vraag is, sal jy gaan? Sal jy alles los, en saam met die hemelse Isak gaan? Die evangelie vra jou, die Bybel vra jou, ek vra jou, sal jy na Jesus en sy liefde toe gaan? Sal jy jouself aan hom gee, in reddende geloof? Sê, Here, ek sal u volg, ek sal myself aan u verbind. Rebekka spoor ons aan om te sê, ek wil gaan. As u nog op hierdie tyd sit en hinker, en wonder, nou maak sommetjies, dis nie, die somme is net om tyd te mors. Wees soos Rebekka en sê, ek wil gaan. Ek sal na die Here Jesus toe gaan. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier is 'n kosbare verhaal wat ons baie oppervlakkig eintlik maar moes hanteer, maar ons sien 'n kosbare beeld en ons wil u verheerlik. Ons wil bid dat u in ons lewe meer en meer sal word, dat ons u sal ken en dat elkeen sal kan getuig van 'n reddende geloof in die Here Jesus. Dankie vir u uitreikende, u neerbuigende genade, want u kom na ons toe. En ons wil ook soos Rebekka van die kameel afgly, ons wil
onsself verneder voor U en ons wil vir U sê, Here, maak ons heilige, waardige kinders van God. Help ons om U lief te hê en om U te dien. Amen. Ons gaan afsluit met